Goeiemôre broers en susters. Baie welkom vanmôre hier. Dis lekker om almal van hier te sien. Ek vertrou dat jy 'n mooi week gehad het. Dit was 'n warm week. En ek dink vanoggend in besonder ook is nog 'n warmer dag. As die son so skyn, broers en susters, en daar's nie 'n windjie wat waai nie, dan voel dit vir 'n mens jy kook uit. Maar ek bid dat ons vanmôre in die teenwoordigheid van die Here vir 'n oomblik dit sal vergeet. Dat ons as ons hier is vanmôre ons harte en ons gedagtes, ons siele sal rig op die woord en die boodskap en die ontmoeting met die Here. Mag ons vanmôre die Here se teenwoordigheid diep in ons harte en in ons siel beleef. Hy wat by die allerhoogste skuilings vind en die beskerming van die Almagtige geniet. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Amen. Broers en susters, die Here groet u vanmôre en hy sê vir u, genade en vrede vir julle van God ons Vader, deur die liefde van ons Here Jesus Christus en deur die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, die Here groet ons vanmôre en dit is wat die erediens is. Die erediens is 'n tweegesprek met God. En in hierdie tweegesprek kom God en hy seën jou vanmôre. Hy sê vir jou genade en vrede vir jou. En ons antwoord daarop met 'n lied. En ek wil vra dat jy sal staan en saam met my hierdie lied sal sing. En as die Here jou groet, antwoord ons met 'n loflied. Dis nie met 'n treurlied nie, ons antwoord vanmôre met 'n loflied. En ek wil vra dat u vanmôre uit die hart uit 'n loflied saam met my sal sing. Kom ons staan en sing ons lied 215 en ons sing daarvan vers 1 en ek gaan vra dat ons vers 5 sal sing. Net vers 1 en vers 5. Partykeer, broers en susters, die plek in die lewe waar 'n mens die minste verwag om deur gedagtes en herinneringe getref te word, is partykeer in die kerk. En ek wil nou met julle 'n storie deel wat ek glad nie eintlik beplan het nie, oor hierdie lied wat ons nou net gesing het oor lied 215. Ons sing dit as 'n lied om vir die Here dankie te sê, as 'n loflied vir die Here. En toevallig in die preek, u stel dit vir ons die liedere gekies, vertel ek later 'n storie van my pa. En lied 215 was sy lied gewees. Ek het al die storie vertel, as jy op 'n stadium in jou lewe kom as 'n seun, ek weet nie van ander nie, maar op 'n seun is jy nogal baie keer sensitief oor jou ouers. Jy skaam jou maklik vir jou ouers. En my pa was verskriklik lief vir sing. En hy kon nie baie mooi sing nie, maar hy het verskriklik hard gesing. En ons het op 'n plek gesit in die kerk. Ek weet nie, baie mense het 'n vaste plek in die kerk en ons het 'n vaste plek gehad in Botawil en Meyerhof waar ons gesit het. En een van die meisies waarvoor ek altyd nog al 'n oogie gehad het, het nie ver voor ons gesit nie. En dan as my pa so sing, dan het ek altyd onthou, dan kry ek so skaam gevoel in my hart. Dan dink ek, nee, ons moet 'n plan maak. En ek en my boetie, en ek het al die storie vertel, het 'n plan beraam. As ons sing en my pa begin nou regtig sy longe ooptrek, dan tik my broer my pa en hy vra hom 'n vraag, sodat my pa moet antwoord dat hy nie moet sing nie. En as die tweede lied kom en my pa trek nog harder weg, as dit my beurt om 'n vraag vir my pa te vra. So het ons dit gemaak. Nou lied 215 was my pa se lied. My pa het altyd, en ek onthou, hierdie loof hom prys om hierdie laaste gedeelte, het my pa so bietjie die noot verloor. En vanmôre as ons hierdie loflied sing, dan onthou ek my pa se lof van die Here.
dan onthou ek my pa met klomp foute in sy lewe, maar hoe hy voluit vir die Here geleef het. Hoe my pa in die kerk, ten spyte daarvan dat hy terrible gesing het, voluit gesing het. Dat om die Here te loof met sy stem vir hom 'n kosbare oomblik was. Baie keer sing ons in die kerk omdat ons net moet sing. Baie keer sing ons omdat ons die Here wil loof. En ons het vanmôre die Here geloof met hierdie lied. En as jy vanmôre die Here geloof het met jou stem, dan wil ek vra, moet ons nou luister na die wet van die Here. Want as ons die Here loof, broers en susters, en ons gryp aan sy genade vas, dan sê die Here, doen ook wat ek van jou vra. Leef vir my, ja, sing vir my, bid tot my, smeek tot my, maar leef vir my. En hier sê Jesus, hoe moet ons vir hom leef? Vanmôre dink ek aan my pa wat hierdie loflied sing, en sy lewe hard probeer, om ook vir die Here te leef. Jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Gee 'n paar oomblikke van stil gebed. Jy moet die Here jou God lief hê met alles in jou. Gee nou 'n paar oomblikke van stil word. Enigste Here, enkele wese, ons glo in U met ons hele hart. Heerlik bely ons, vryheid getuig ons. U is vir ewig God en Heer. Terwyl ons so sit, kom ons sing lied 265, die tweede vers. Broers en susters, jy kan die Bybels oopmaak vanmôre by ons skrifgedeelte. Dit kom uit die boek Filippense uit. Baie bekende gedeelte, Filippense hoofstuk 3 vanaf vers 13 of vanaf vers 12. En ons gaan saam lees is op bladsy 260. Filippense hoofstuk 3 vanaf vers 13. Kom ons bid saam. Ons driemaal heilige God en Hemelvader, Here, ons is vanmôre hier by mekaar om U lof te besing en U te loof, Here. Here, ons kry warm vanmôre soos ons hier sit. Ja, Here, dit is warm en daar waai nie 'n windjie nie en die son brand. Maar Here, ons is hier in U teenwoordigheid en daarom wil ons vra dat niks vanmôre ons aandag van U af sal afvat nie. Here Jesus Christus, toe U aan die kruis vir ons gehang het U nie gewag vir 'n gerieflike dag nie. U het nie gewag om gerieflik U lewe vir ons prys te gee nie. En Here, as ons vanmôre hier sit, dan wil ons vanmôre 'n oomblik van onsself vergeet en aan die voete kom vasgryp. Here Jesus, ons wil vanmôre in die arms van genade kom inhardloop. En ons wil net kom val en sê, gryp my. Here, wees ons genadig. Breek U woord vir ons oop, sodat ons harte en ons gees en ons siel aangeraak en vervul sal word deur die grootheid en die wonder. Dat ons siel verkoop sal word deur die genade. Maar Here, ook dat ons harte in beroering sal gebring word deur die roepstem. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons skriflesing Filippense hoofstuk 3 vanaf vers 13. Net 2 verse. Paulus is aan die woord en hy sê, broers en susters, ek verbeel my nie dat ek dit alles al het nie,
Maar een ding doen ek. Ek maak my los van wat agter is en ek strek my uit na wat voor is. Ek span my in om my by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Ek span my in om my by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het. En dan ons tema vanmôre is die tema, dit is nie so belangrik nie. Dit is maar net vir altyd. Dit is nie so belangrik nie, dit is maar net vir altyd. Nou broers en susters, ek dink elke dominee in sy lewe het 'n proses en 'n manier hoe hulle preke maak. En baie keer sal 'n predikant op die preekstoel kom en hy sal dink, hoe wil ek hê moet hierdie preek afloop? Nou ek wil vanmôre vir u sê, as ek 'n preek in my lewe moet kies wat ek as 'n laaste preek sou wou preek, sou dit dalk vanmôre hierdie preek sou wees. As ek vanmôre geweet het hierdie is my laaste boodskap aan u as gemeente of as aan gelowiges of aan wie dit ook al mag wees, dan dink ek sou ver oggend nogal een van die teksgedeeltes gewees het en een van die preke wat ek sou kies om dit 'n laaste preek te maak. Ek hoop nie dit is nie, maar as dit sou wees, dink ek die erns van vanmôre se oproep, die erns van vanmôre se boodskap en die erns van vanmôre se preek, dink ek sou iets gewees het wat ek sou kies om te sê, dalk sou dit 'n laaste boodskap wou wees, sou ek ooit in my lewe 'n keuse kon hê. Hierdie tyd van die jaar is in die skole 'n baie lekker tyd. Die graad 6's of die graad 8's, die ou standaard 6'e begin met 'n nuwe fase, graad 1'tjies kom in die skool in, graad R'tjies begin en dan natuurlik hierdie tyd van die jaar in die skool is altyd 'n groot opgewondenheid want dis skole se kleresport. Nou ek wil vir die kinders vra, wie van julle hierdie week wat verby was by julle skool se kleresport, het deelgeneem of het gaan kyk? Wie van julle, steek van julle 'n bietjie julle hande op, wie kleresport gehad hierdie week? Hoërskool en laerskool, ek sien 'n klomp kinders wat daar was. Nou dis altyd vir my 'n lekker ding. Nou broers en susters, wat altyd vir my lekker is, en ek sien die skole skei dit nou so bietjie, maar die lekkerste deel van 'n kleresport is gewoonlik as jy die graad 1'tjies sien hardloop. Nou gewoonlik is dit 'n groot affære by 'n kleresport. Die pappas en die mammas staan so by die wenstreep so in 'n ry en dan staan hierdie graad 1'tjies so gewoonlik by die 60 meter. Party staan op hulle merke en party staan sommer gehurk en party staan sommer net rond. En dan ewe skielik dan sien jy hierse angstigheid en dan begin daai kompetitiewe aard begin so in hulle opbou. En dan staan pappa en mamma daar en gewoonlik is daar 'n boetie of 'n sussie wat so 'n bietjie huilerig is, wat so 'n bietjie bang is om te hardloop, maar pappa en mamma praat moed in en dan gestaan hulle by die wenstreep en dan sê hulle, kyk vir pappa. Jy weet as jy sê vir jou kind, kyk net vir pappa, hardloop net reguit na pappa toe. En dan sê die afsitter op julle merke en dan kom daar so stilte, so afwagting. Want pappa en mamma weet ook nie mooi hoe vinnig boetie en sussie regtig hardloop in vergelyking met die ander nie. Oupa en ouma vertel altyd vir hulle, ja, my kleinkinders hardloop die vinnigste. Hulle is die vinnigste in die wêreld. Maar pappa en mamma is nooit so 100% seker tot die skoot klap nie. En dan is daai afwagting daar. En dan die volgende oomblik, dan sê die afsitter gereed en dan trek hy die skoot. En dan trek boetie en sussie daar weg. En broers en susters, soos jy weet, hulle hardloop sommer de mekaar. Daar's lyne, maar dis links en regs en is oor mekaar en is voor mekaar in en is 'n gestamp en 'n gestoei. En dan kom hulle so na die wenstreep toe en dan iewers in hierdie hardloop vang hulle pappa of mamma se oog. En dan is altyd vir die mooiste. Pappa en mamma staan met sulke wye arms oop. En dan wat doen boetie en sussie? Wat doen jy wanneer jy oor die wenstreep kom? Die eerste ding is, en ek weet nie of ons dit in ons in die broers en susters of leer ons dit vir ons kinders, maar as 'n kind by 'n wenstreep kom, die eerste ding is hy strek mos so uit. Jy trek mos jou bors so uit. Partykeer duik hulle sommer nog so oor ook. En dan hardloop hulle in pappa en mamma se arms in. En gewoonlik gryp pappa en mamma vir boetie of sussie en hulle draai hulle so keer of wat en druk hulle so styf vas en maak nie saak waar jy geëindig het nie, sê jy vir jou kind, ek is so trots op jou. Jy is so vinnig soos die wind. My mooiste oomblik in atletiek. Selfs my mooier as 'n Olimpiese 100 meter finaal. Is wanneer daai graad 1'tjie so voluit oor die lyn kom en hy strek so uit en hy hardloop so in pappa of mamma se arms in.
en hulle word so styf vasgedruk. Dit is vanmôre hoe Paulus sê hy die lewe hardloop. As ons vanmôre hierdie gedeelte lees in Filippense 3, dan kom Paulus en hy sê ek hardloop die lewe uitgestrek soos iemand wat oor die wenstreep hardloop. Paulus sê soos 'n atleet hardloop ek voluit, maar ek strek my uit soos 'n atleet wat in die arms van sy pappa en sy mamma wil inhardloop, wat so vinnig wil inhardloop dat ek pappa onderste bo wil hardloop. So sê Paulus, so hardloop ek die lewe. En dan is die vraag, maar waarna strek Paulus uit? Watter wedloop is Paulus hier besig om te hardloop? En dan sê Paulus, ek is besig om die wedloop van die ewige lewe te hardloop. Paulus sê hier, ek is besig om elke tree wat ek in hierdie lewe te gee, elke asem strek ek uit, want ek is besig om die wedloop van die ewige lewe voluit te hardloop. En hy sê, ek is 50 meter van die eindstreep af, maar ek strek my al uit om oor hy wenstreep te kom. En ek wil vanmôre vir jou vra, met watter wedloop is jy besig in die lewe? Watter wedloop strek jy jou elke dag na toe uit? En ons moet 'n klomp dinge doen in die lewe, maar as jy so behep met jou werk en met geld en met aansien en met plesier en pret, dat jy eintlik nie meer hierdie wedloop hardloop nie. Dat hierdie wedloop al so 'n bietjie in jou agterkop begin raak het. Ek het so 'n paar keer al in my lewe die voorreg gehad om 'n paar kongresse oor see te gaan bywoon, en dit is altyd verskriklik lekker. Dit is altyd lekker om 'n mooi nuwe land te sien, 'n nuwe ervarings, 'n nuwe goed te beleef. Maar daar's altyd vir my, wanneer ek oor see gaan, ietsie wat vir my baie sleg is. Ietsie wat nie vir my lekker is nie, en dit is om weg te wees van my gesin af. As ek weggaan, baie keer vir sinode sittings ook, en ek is vir 'n week weg of ek gaan oor see, dis my verskriklik sleg as ek nie by die red en die kinders is nie. Nou tegnologie maak dit deesdae maklik, broers en susters, en ek kan hulle op WhatsApp call en ons kan vir mekaar kyk, maar my tegnologie is altyd sleg. Ek weet nie of sien hulle my neus en of sien hulle my ken of sien hulle my gesig nie. Dis net nie dieselfde nie. En dan begin ek die dae aftel. Gewoonlik as ek land en ek het al ingeboek in die hotel, dan begin ek al die dae aftel tot ek weer terug is by my gesin. Ek geniet die omstandighede. Maar elke aand dan bel ons en ons praat met mekaar, en dan begin die dae verbygaan en ek begin die oomblikke aftel. En sê, is nou 5 dae oor en dan 4 dae en dan begin die ure. En dan kom jy by die huis of jy kom by die lughawe aan en jou geliefdes wag daar vir jou, en die oomblik as jy hulle vashou, kry jy so vrede oor jou. En dan sê jy, alles is nou oukei. Ek is by die mense wat ek voor lief is. Want dis wat jy doen as jy lief is vir iemand. As jy lief is vir iemand, en jy's nie by hulle nie, dan sien jy uit om hulle te sien. As jy mos lief is vir iemand, broers en susters, en hulle is nie daar nie, dan sien jy uit om by hulle te wees. En dis wat Paulus in hierdie gedeelte sê. Hy sê, Here Jesus Christus, ek sien uit om U te sien. Ek sien uit om by U te wees. Here, ek sien uit om U van aangesig tot aangesig te sien. Ek strek my uit om hierdie wedloop te hardloop, maar die wonder is, ek kan nie wag, Here Jesus Christus, om U te sien nie. En ek is bang vanmôre, broers en susters, dat ons nie meer daai opgewondenheid het nie. Dat ons so lief geraak het vir hierdie lewe, dat ons nie meer so baie daarna uitsien om Jesus eendag te sien nie. Dat ons so gemaklik en gerieflik raak in hierdie lewe, dat al die kommers van hierdie lewe en al die uitdagings van hierdie lewe ons so vasgryp en so vassuig, dat ons nie meer uitsien met alles in ons om eendag vir Jesus te sien nie. Om oor die drempel van die lewe te stap en van aangesig tot aangesig met ons verlosser te staan nie. Nou ek het 'n illustrasie vanoggend wat ek 'n rukkie terug gedoen het, en ek wil van die kansel afkom, en ek gaan vir die illustrasie wys. Ek het 'n tou hier by my.
Nou ek wil hê, jy moet jouself verbeel dat hierdie tou oneindig lank is. Jy sal sien, hier is die tou in my hand. Nou, jy almal weet die tou is eintlik net hier agter aan die stoel se poot vasgebind, maar verbeel jouself, hierdie tou het geen einde nie. Hierdie tou is die simbool van jou lewenstydlyn. Hierdie tou simboliseer jou lewe. Hier aan die voorpunt van die tou is 'n klein rooi stukkie. Dit simboliseer jou tydraam hier op aarde. Die res is dit wat hierna voorlê. Dit wat Paulus sê, met my hele wese strek ek na uit. Met my hele wese sien ek om hierdie deel te kan hê en deel te kan wees van die ewige lewe. Maar wat ons doen, broers en susters, ons raak so behep met hierdie klein stukkie in die lewe, dat dit al ons vreugde steel, of dat dit alles waarvoor ons leef. Ons raak so behep met hierdie klein stukkie, dat ons dit wat vir ons voorlê en vir ons wag, heeltemal vergeet. Ons trek baie keer so uit na hierdie stukkie in die lewe en sê, weet jy, as my kinders net kan skool toe gaan, dan sal dit oukei wees. Of as my kinders net 'n werk het of getroud is, of weet jy wat, ek is so besorg oor daai stukkie, dat as ek net 'n werk, as ek net my aftrede kan bereik, dan sal ek my lewe geniet. Ek moet in hierdie tyd soveel as moontlik geld bymekaar maak, of soveel memories bou. Ons raak so behep met hierdie rooi, dat ons vergeet van alles wat vir ons voorlê. En partykeer raak ons so behep met hierdie rooi, dat ons nie deel word van hierdie nie. En dit is waarvan Paulus vanmôre praat. Paulus sê, ek strek my uit ten volle vir dit wat voorlê. Nou broers en susters, in hierdie rooi stukkie van jou lewe, is daar 3 belangrike dinge wat jy moet weet. In hierdie rooi stukkie van jou lewe, gaan daar 3 dinge wees waarmee jy te doen gaan kry. Kom ons noem dit 3 afsprake in jou lewe, wat jy gaan hê. Jy gaan nie beheer hê oor hulle almal nie. En die vraag is, leef jy uitgestrek? En dit is waar die tema vandaan kom. Is nie so belangrik nie. Dis maar net vir altyd. Nou die eerste afspraak waarvan ons praat, die eerste belangrike ding wat almal van ons mee te doen gaan kry in ons lewe, is die afspraak met die dood. Die dood is iets waaroor ons nie baie praat nie. En ek dink meeste van ons wat hier sit, is al iewers in ons lewe geraak deur die dood. Deur 'n geliefde wat dood is, deur 'n vriend of 'n vriendin. Ons het die laaste tyd in Bethlehem 'n paar groot geeste gehad wat afgesterf het. En ongewenst laat dit 'n mens dink oor die lewe. Maar nog steeds is dood nie iets wat ons graag oor praat nie, en ek wil graag vir julle 'n statistiek lees. Dood is so algemeen, broers en susters, soos wat asemhaal is. Die statistiek sê vir ons dat elke liewe dag in die wêreld tussen 155.000 tot 175.000 mense sterf, elke dag. Dit is 6.458 mense per uur. 108 per minuut. 2 mense elke sekonde. Ek wil jy moet vir my een keer saam met my diep asemhaal. Diep in en uit. In daardie tyd het daar reeds 10 mense rondom die aarde gesterf. Prediker sê, as 'n tyd om gebore te word en 'n tyd om te sterf. Niemand van ons gaan een van hierdie 2 oomblikke vryspring nie. Al wat ons het, is hierdie stukkie tussen geboorte en dood, wat bepaal hoe die res lyk. En daarom wil ek vanmôre jou herinner aan hierdie belangrike afspraak wat ek en jy het. Want baie afsprake in hierdie lewe kan ons maak.
Ons kan baie afsprake maak en ons kan baie afsprake kanselleer en ons kan baie afsprake uitstel. Ek weet altyd 'n tandarts is nogal altyd 'n interessante afspraak om te hê. Maar baie keer is dit 'n moeilike afspraak om te maak en baie keer kom mense in so 'n dag of 2 voor die tyd sê hulle nee wat, ek is okay en dan kanselleer hulle dit. Die afspraak met die dood kan jy nie kanselleer nie, broers en susters. Kan hom nie uitstel nie. En dis wat Paulus sê. Ek strek my uit na hierdie afspraak toe. Nou ek wil vir julle 4 dinge sê oor die dood. 4 dinge wat ons moet weet. In die eerste plek, die dood is onvoorspelbaar. Ek het vroeër vir julle gesê ek gaan 'n storie vertel van my pa. En my pa is hierdie jaar 16 jaar lank oorlede. En ek sal nooit vergeet nie, my pa het 2 weke voor sy dood was hy by 'n kardioloog gewees. Hy het 'n volle check-up gehad, hy het 'n angiogram gehad, hulle het alles deurgegaan en ek onthou nog my pa was baie trots geweest nadat hy van die dokter af teruggekom het. Het hy ons gebel en vir almal gesê, vir my boetie en vir my en vir my ma en vir almal en gesê, die dokter sê ek is so gesond, ek sal aan alles doodgaan behalwe my hart. 2 weke later, toe sit ons in kuier en my pa het die middag so gesit en na ete in die stoel gesit en ons was daar en hy het gesê ag ek gaan net so 'n bietjie sy oë toemaak. En net daar, in sy slaap, 'n hartaanval. Die dood is onvoorspelbaar. 8 jaar voor dit, het sy boetie een oggend opgestaan, blakend gesond, fiks, ou wat geoefen het, wat sterk was in die lewe. Hy het opgestaan in die oggend en hy het gaan koffie maak en sy vrou dog toe, maar wanneer kom hy terug? En toe sy daar kom, toe lê hy langs die ketel, morsdood. Het jy al ooit in die lewe opgelet, as jy Bloemfontein toe ry, met die snelweg, hoeveel kruisies langs die pad is? As jy Warden toe ry, as jy Kestel toe ry, mense en geliefdes wat onverwags van ons weggeruk is. Die lewe en die dood is onvoorspelbaar. Psalm 103 sê, die mens, sy lewensdier is soos die van gras, soos die van 'n veldblom wat opgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg, en sy plek is altyd leeg. Die dood is onvoorspelbaar. Die tweede ding is, die dood is onafwendbaar. Niemand van ons gaan dit vryspring nie. Die derde ding, en Tannie Ria, ek wil vra of sal Tannie vir my daai skyfie opsit. Die dood maak nie onderskeid nie. Broers en susters, daar is 2 grafte, die graf van 'n ryk man en die graf van 'n arm man. Die dood vra nie of jy ryk of arm nie. Ons grafte lyk dieselfde. Party se grafstene dalk groter as ander, party kleiner as ander, party dalk nie eens 'n grafsteen nie, maar op die einde van die dag lyk die graf van ryk en arm, mooi en lelik, oud en jong, groot en klein, presies dieselfde. En dan die 4de ding, die dood is 'n adresverandering. En daar's een van 2 adresse, hemel of hel. Paulus sê, ek strek my uit. Ek vra vir jou vanmôre, waarna strek jy jou uit in hierdie lewe? Waarvoor breek jy jou elke dag? Sien jy nog uit om Christus te ontmoet? Tweede afspraak. Elkeen van ons het 'n afspraak met die regterstoel van Christus Jesus. 2 Korintiërs 5 vers 10 sê die volgende: ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Maak nie saak wie hy is nie. Elkeen van ons wat vanmôre hier sit, het 'n afspraak met die regterstoel van Christus. En ek wonder, wat gaan jy antwoord die dag as jy voor hierdie regterstoel staan? Gaan jy vir die Here sê, Here, ek het nie geweet nie, of gaan jy sê, Here, maar ek is nog nie reg, jy gee my nog 'n kans? Wat gaan gebeur as jy vandag voor daardie regterstoel moet staan?
Maar jy sien, as die woord praat oor God, wil ons elkeen voor die regterstoel van God gaan ons verskyn, dan wil God nie oordeel nie. Dit is nie sy wil om te oordeel nie, maar hy is regverdig. En daarom staan hy en hy sê, my arms is oop, bekeer jou. Kom hardloop vanmôre in my arms van genade in. Want Paulus skryf en sê, ek is nie bang vir hierdie dag van oordeel nie. Ek dink 99% mense leef in angs en bewing vir die oordeelsdag, vir die dag wanneer hulle voor die regterstoel van Jesus verskyn. Maar Paulus sê, ek is nie bang nie. Paulus sê inteendeel, alles behalwe. Hy sê, ek sien uit daarna, en hy sê die volgende, hy sê, ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal, waartoe God my geroep het in Christus Jesus. Dis hoe hy hierdie oordeelsdag sien. Hoe beer jy na daardie dag toe? Jy weet, ek dink altyd, daar's twee maniere hoe 'n ou na 'n oordeelsdag toe kan nader gaan. Het jy al ooit 'n groot hond veearts toe gevat? Jy weet, baie keer as jy 'n groot hond veearts toe vat en hulle kom so in die veearts in, dan steek hulle so 4-voetig vas. As hulle die ander honde ryk en hulle besef hulle gaan nou 'n inspuiting kry of daar gaan iets aan hulle gedoen word, dan steek hulle so vas en hulle sê vir jou, dis 'n geknorrende geknars en dan gaan alles, maar op die einde van die dag wen jy nog steeds die stryd. Is dit hoe jy die ewige lewe en die wederkoms en die regterstoel van Christus nader gaan? Of is jy soos Paulus wat sê, ek strek my uit? Want dis wat Jesus vir jou wil sê vanmôre, my arms is wyd oop. My genade is vir jou daar. Hardloop in my arms in. En dan laastens, die derde afspraak is die afspraak met die genade van God. Die ander twee afsprake kan jy nie maak nie. Hierdie is die enigste een wat jy kan maak. Dis die enigste afspraak wat jy kan sê, Here, hierdie afspraak wil ek vanmôre met U maak. Want dis Jesus wat jou roep en sê, Rianus, hier is ek. Ek het my arms wyd oop vir jou, soos 'n graad eentjie wat in hierdie pylvak afnaal na die arms van sy pappa of sy mamma toe. Hier staan ek voor jou, spring net vanmôre in my arms in. Jy sien, ek wil vir u kortliks sê oor die afspraak met die ewige lewe of die afspraak van genade. Daar is 'n nou komponent. Baie mense sê daar's nog tyd. Baie sê ek sal 'n volgende keer of ek sal nog 'n kans kry. Ek kan jou dit nie waarborg nie. En dan is daar 'n wow van genade. Die oomblik wanneer jy in die arms van Christus inspring en hy jou naam in die boek van die lewe inskryf, die oomblik wanneer hy jou naam op sy hand tatoeëer. Maar jy moet daai afspraak maak. Niemand van ons of iemand anders kan vir jou die afspraak met genade maak buite jouself nie. Ek sluit af vanoggend. As ek ooit 'n boodskap moet kies, wat my laaste boodskap moet wees, sal dit wees. As ek vandag moet teruggaan 30 jaar terug toe ek die roeping gekry het om predikant te word en iemand sou vir my vra, Rian, wat wil jy doen as predikant? Is dit om hierdie oproep vanmôre na u toe te maak? Dit is nie so belangrik nie. Dis maar net vir altyd. Hardloop vanmôre uitgestrek in die arms van Christus in. Hierdie is jou afspraak wat jy en jy alleen kan maak. En ek bid dat as jy dit nog nie gedoen het nie, dat jy dit vandag sal doen. Amen. Kom ons bid saam. Ons Here God, ons wil vanmôre in u arms kom inhardloop. Here, as daar iemand is vanmôre wat in u arms wil inhardloop, staan wyd oop, Here. Vang hulle, Here, in Jesus se naam. Amen. Broers en susters, kom ons sluit vanmôre af met ek dink 'n baie gepaste lied.
lied Vlam 57, Vlam 57. Ek sien in my gees die glorie en die almag van die Here. Ons ken dit as die oorwinningslied. En as jy vanmôre hierdie lied sing, dink aan die woorde van Paulus. Paulus wat sê ek strek my uit. Paulus wat sê ek lewe my lewe uitgestrek, want ek kan nie wag om vir Jesus te sien nie. En ek dink, as daar 'n lied was wat Paulus sou gesing het, nou hierdie lied is heel wat na Paulus geskryf, maar sou dit hierdie lied gewees het. Want ek dink Paulus het met 'n oorwinningslied in sy hart geleef. Staan saam met my vanmôre en kom ons as gelowiges sing ons oorwinningslied. Broers en susters, onthou, dit is nie so belangrik nie. Dit is maar net die res van jou lewe. Die genade van God ons Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u wees en met u bly. Amen.